Ek is oor 3 dae 10 jaar redakteur by die Boodskap. So dit is nou my 10de jaar. Ou leer daarom ook maar deur ervaring. Ek het nie baie geweet nie. Ek maak nog steeds die aanspraak daarop dat ek eintlik vreeslik baie weet nie, maar ek weet daarom bietjie meer as wat toe ek daar begin het. Ek onthou wel toe ek begin het hoe afhanklik ek van iemand soos Tannie Tissa was. Tannie Tissa van Lille. En ek met groot waardering sê dat sy my regtig sagkens begelei het om 'n beter redakteur te raak. Ten minste aan die begin, ek nie geweet nie. Dan kom sy net by my en sê, Dominee, jy moet nou hierdie doen. Dominee, jy moet nou so maak. En dan so het ek nou maar geleer, en met die skryfwerk ook. Sy was baie vaardig in Afrikaans, en sy het my nogal baie gehelp. Maar ja, so 'n mens word gevorm. Ek gaan vandag so 'n bietjie met julle eers net begin om te gesels. Wat is my rol? Wat is die rol van 'n taalversorger en 'n redigeerder? En wat is die rol van 'n proefleser? Want ek dink dit is baie keer bietjie verwarrend, en ek moet sê, my eerlike waarheid is dat in mense eie gemoed is dit ook maar 'n bietjie 'n vermenging. Die lyne kruis maar 'n bietjie met hierdie goed. Dink Elmarie sal dit ook bevestig. As jy vir enige iemand vra, selfs ek het nogal op 'n blog gaan lees waar iemand geskryf het, en eintlik daar het ek 'n mooi 'n redelike goeie uiteensetting gekry, maar byvoorbeeld in die Engelse wêreld gebruik hulle hierdie goed baie keer as sinonieme vir mekaar en bedoel baie keer dieselfde dinge, maar gebruik verskillende terminologie ensovoorts. Maar ek wil tog die onderskeid tref. So 'n redakteur, soos dan nou by die Boodskapper, is die persoon wat reg het om wel aan jou artikel te wysig. Natuurlik nou nie sonder jou medewete nie. Mense sal graag in gesprek wil tree en so aan, maar veral waar daar ooglopende goed is wat nie reg is nie, waar daar baie keer in jou logiese argumentering foute is, of jy voel net 'n paragraaf werk beter op 'n ander plek, dan sal jy dit skuif ensovoorts. So ek kan uithaal en ek kan voorstelle maak om in te sit ensovoorts. So ongelukkig by die Boodskapper is een van die uitdagings bly ons tyd. Nee, ek het dit net nog genoem. So dit is baie moeilik om regtig deur daai proses met die skrywers te gaan, want ek dink daarin sou, as ons langer tyd gehad het en ek meer tyd gehad het met die skrywers, sou skrywers dalk oor tyd ook baie meer kon leer. Terwyl 'n ou het nie nou daardie tyd nie, ons almal is onder druk. So dit is nie net ek is skuldig. Ek stuur baie keer laat artikels uit. Probeer altyd 'n maand tyd gee ten minste. Meeste van die tyd is dit darm hoogs 3 weke op die, en as dit nou regtig krisis het jy 'n week. Maar dis baie keer ouens se eie skuld. Want ek het nou wel al agtergekom, en ek het al vir Johan gesê, weet jy wat, dit maak eintlik nie saak wanneer ek hierdie artikels vir die mense gee nie. Hulle skryf dit almal 'n week voor die tyd. So, hoekom stuur ek dit vir hulle 3 weke voor die tyd of 'n maand voor die tyd? Dan sal hulle nou met my ongelukkig, want ek stuur hierdie goed vroegtydig nie. Hulle het nie tyd om dit, maar hulle skryf dit in elk geval 'n week voor die tyd. Net so, dit maak dit wel 'n bietjie vir 'n mens moeilik, en dan het jy party broers wat nou vir jou sal weet. As ek nou vir hulle vra, hoorie, waar is jou artikel? Sê, hoeveel tyd het ek nog? Dan het ek hom nou al 2 dae na die sperdatum gevra, waar is jou artikel? Kan ek net sê, party van ons het 'n opdrag gekry terwyl ons besig was om te trek. As jy skuldig is, dan reageer jy nou, nee. Nee, ek verwys eintlik nie na jou nie, maar jy het nou die skoene aangetrek. Hy wat? Die res van ons sal nou stil bly. Maar goed, so dit maak dit wel 'n bietjie moeilik, jy weet, so nou kry ek klaar laat die artikels, nou moet ek druk om dit deur te werk, en dit moet by die proefleser uitkom, dit moet weer 'n keer, so kom ek verduidelik gou ons proses. So as ek 'n artikel inkry van 'n skrywer af, dan is die eerste ding wat ek met hom doen, ek dalk nie onmiddellik nie, so baie van julle wonder, ek sal probeer sê dankie, ek het jou artikel gekry. As ek hom nou gekry, party vra sommer vir my met 'n WhatsApp, of sê ek het hom aangestuur, en sê ek net dankie, ek het hom gekry. Maar party ouens dink ek gaan nou onmiddellik, ek gaan nou die artikel oopmaak, ek gaan nou begin lees, ek gaan kyk, ek doen dit nie noodwendig nie. In my beplanning werk dinge ook nog nie altyd so nie. Miskien is ek nog 'n ander projek of iets wat moet klaar, dan 'n week later of wat ook al begin ek nou lees. Maar as ek begin lees, dan gaan ek 'n eerste ronde rustig en so rustig as moontlik, so stadig as moontlik deur die artikel, en ek lees met verskillende brille op. Ek lees met die bril op van 'n teoloog, want ek moet kyk na die inhoud en
is dit daarom in ooreenstemming met die leer van die skrif ensovoorts, maar ek lees ook met die oog van 'n redakteur, so ek gaan ook vra, maak jou argumente sin, is jou logiese vloei goed, is die struktuur van jou artikel goed, want ek kry verskillende soorte artikels. Party ouens stuur vir my 'n artikel byvoorbeeld sonder 'n opskrif. Maar dan, jy moet maar besluit wat dit gaan wees. En dan moet ek nou iets uitdink. Dan lees ek nou maar die artikel en dan besluit ek, goed, hierdie dink ek kan dalk werk, en dan stuur ek dit maar vir hom terug, en gewoonlik is hulle tevrede. Party ons stuur hom net vir my en sê, nou sy joune. Jy hoef meer vir my terug te stuur nie, wat jy moet hom maak, is jou saak. Nee? So dit gebeur ook, maar ek lees hom dan goed deur, en ek sal redaksionele wysigings maak, maar dis eintlik die plek waar jy graag, ek het nou al voorreg gehad om so 1 of 2 artikels vir Gospel Coalition te skryf, en as ek vir hulle byvoorbeeld 'n artikel skryf, hulle redakteur sal sonder om enigstens met 'n rooi pen deur my artikel te gaan, bloot net in die kantlyn vir my opmerkings maak en sê, ek dink hierdie is oorbodig, ek dink hier kan jy uitbrei, ek dink hier moet jy sny, ek dink, en dan stuur dit vir my terug. So ek maak dit nou eers reg, stuur dit weer vir my, maar hy het nie 'n spertyd nie, ek het 'n spertyd. So hy wag tot my artikel, totdat hy tevrede is met my werk, en sy werk so min as moontlik is, omdat ek my werk gedoen het, as skrywer. En dan begin hy met my artikelwerk. Ek wens ek kan daar wees, want dit sal my werk baie makliker maak, en dis deel van die doel van hierdie skryfskool. En is om bietjie vir ons van die kleiner jakkelsies uit die wingerd uit te kry, sodat ons makliker kan werk. So as ek dan klaar is met daardie artikel, en ek het hom nou eerste weergawe van hom gestoor, ek los my redigeerspore aan, of my naspoorfunksie. Ons sal nou, Melanie het so 'n oulike videoetjie gemaak, wat ek aan die einde vir ons wil wys, sommer net met 'n paar wenke, nie skryfwenke nie, maar vir die tegnologie, en goed in Word, en so, en wat klein goedjies, sommer net klein goedjies wat ons opgetel het, en daar wys hy byvoorbeeld van die redigeerspore, so die van julle wat nog nie weet nie, ek gaan nou in die videoetjie vir julle wys, maar ek hou my redigeerspore dan aan, dan stuur ek die artikel vir ons taalversorger Charlotte Moller, so sy kan sien wat se veranderinge het ek gemaak, maar wat sy verkies om te doen is, sy aanvaar al my voorstelle, dat sy 'n skoon dokument het, dan proeflees sy hom, asof ek nog nie met hom gewerk het nie. Nee. En dan hou sy weer haar redigeerspore aan, en sy stuur dit weer vir my terug. So dan kom die artikel tweede keer in my hande, dan lees ek deur, en ek kyk wat se voorstelle sy maak. Sy sal partykeer teksveranderinge voorstel, sinskonstruksie voorstelle maak, ensovoorts, wat sy sommer net, jy weet, met die naspoorfunksie vir my uitwys, maar partykeer sal sy woordkeuses, of sy sal voel, 'n argument is swak, en dan sal sy vir my 'n kantlyn opmerking maak, en sê, wil ek nie net kyk na hierdie nie, sy het nie verander nie, sy het dit so gelos, maar sy dink dis 'n swak argument, of swak geformuleer, of hoe ook al, en dan besluit ek, wat van haar voorstelle aanvaar ek, en wat nie, want ek sal nie al haar voorstelle aanvaar nie, ek dink nie almal van hulle is ewe goed nie, want een van ons belangrike take, en een van my grootste uitdagings, is om die skrywer sy stem te laat bou. Doreen sê baie keer vir my, jy moet oppas dat almal nie soos jy begin klink wat nie boodskappe skryf nie. En dit is 'n gevaar. Ek stry nie eers 2 keer daarmee nie. Maar nou gebeur dit ook dat 'n dominee een keer vir my 'n artikel instuur, en ek gaan op hierdie proses te werk, of miskien moet ek eers klaar verduidelik. So as ek nou Charlotte se voorstelle gekyk het, en gekyk het wat ek aanvaar, dan stoor ek 'n finale weergawe van die artikel. Dit is gewoonlik die weergawe wat ek vir jou as skrywer terugstuur, om te sê, kyk na ons redigering, kyk of jy tevrede is. Dan word hy geset in die boodskapper, word uitgelê, dan proeflees Charlotte weer 'n keer in die uitleg self. En as sy klaar geproeflees het, kry ek haar opmerkings in die PDF, en ek proeflees weer op haar proeflees. So julle kan hoor, daai artikel gaan ten minste 5 keer deur ons hande, voordat hy in sy finale vorm is. So die een wat jy as 'n finale weergawe kry, is eintlik 'n voorfinale. Want die finale een is die een wat in die boodskapper gedruk gaan word. Maar dan is die verandering so klein, dat ons voel ons kan hom al vir jou stuur, en jy kan nog as skrywer kommentaar lewer en sê, ek dink julle het my bedoeling hier verkeerd verstaan, asseblief sit hierdie woord of hierdie sin terug
jy kan met my arm druk. Jy is jou reg om met my arm te druk, want iemand wat 'n goeie skrywer is, weet byvoorbeeld hoekom het hy keuse vir 'n spesifieke woord gemaak, of 'n ding op 'n spesifieke manier gestel, en ek het dit dalk net nie raak gesien nie. En dan moet jy met my arm druk en sê, weet jy, kom ons sit dit terug. So ek sal ook baie minder in die goeie skrywer se goed verander. Ek los hulle goed meestal net soos wat dit is. Nou, wat gebeur het is, die dominee het vir my 'n artikel gestuur en ek het my veranderinge gedoen. En toe ek het nou vir hom terugstuur met die finale weergawe, toe vra ek hom as hy tevrede, toe sê hy vir my, ja, seker maar. Ek sê, wat bedoel jy? Hy sê, maar dit is nie ek hierdie nie, ek praat nie so nie, ek skryf nie so nie, jy het my goed heeltemal verander. En ek gaan toe terug, en dis die voordeel daarvan ook, dat 'n mens met 'n naspoorfunksie werk, soos in Word. Ek gaan toe terug na die weergawe toe, waar ek die eerste keer die naspoorfunksie gebruik het, ek sit dit weer alles aan, en ek gaan toe en ek lewer toe kommentaar op elke plek waar ek verander het, en ek wys vir hom, dat 80% van die veranderinge wat ek gemaak het, was taalkundig, en om die logiese vloei van jou artikel te verbeter, en jou swak argumente uit te haal, en om jou stuk eintlik te verbeter. Dit mag wees dat ek in die proses jou stem waarskynlik 'n bietjie gedemp het, maar jy moet verstaan dat jy kan dalk oor 20% met my kan armdruk en sê, maar dis jou voorkeur oor 'n woordgebruik of 'n sinskonstruksie of wat ook al. Dis nie wat ek sou gedoen het nie. Ons kan dit terug verander. Dis reg so. Maar wees ook eerlik genoeg om te erken, daar is goed wat kan verbeter. Goed, so nou het ek eintlik sommer vir julle ook die taalversorger se rol dan verduidelik, nie Charlotte is in daai posisie, so 'n redakteur kan uithaal en sny, die taalversorger kan kleiner korreksies aanbring en redaksionele wysigings doen aan jou teks, en vir die redakteur voorstelle maak, en jou proefleser, as jy nou 'n derde persoon het, wat nou as proefleser optree, sal met 'n finale weergawe van die teks werk op uitleg, en op die proewe, die setproewe, en kyk vir goedjies soos regtig net tik, spel, formateringsfoute, sulke klein goedjies wat moet uitgestryk word. En dis net so 'n bietjie oor die rolverdeling daar. Ek wil graag, yes, Wimpie. Ek wil net maar sê, my ervaring is, as ek daarin terugkry, en ek lees die artikel deur, en dink ek, wow, ek nie gedink ek kan so mooi skryf. Dus ek weet, wie is ek het so gestel? So, Wel, ons voel meer kere ook so oor julle skryfwerk, moenie dink ons dink julle kan nie skryf nie. Want as, ek dink jy het dit nou gesê, Almarie, jy moet baie lees natuurlik nie voordat jy self skryf. Een van my grootste stimulasies vir 'n redaksionele artikel is om al die artikels te lees. Want dit vorm uiteindelik my gedagtes. Ek kom agter, alright, hier is dan nou 'n aspek wat miskien 'n leemte is, wat nog 'n bietjie beklemtoon moet word, of hierdie is 'n baie mooi lyn wat uitkom, miskien moet ek dit beklemtoon in die redaksionele artikel of so. So julle goed stimuleer my weer baie. Ek lees baie keer net iets wat my prikkel in 'n artikel, en dit vat ek weer as 'n gedagte wat ek gebruik. ek dink ons moet ook sê, Charlotte is nie net 'n taalversorger nie, sy subredakteur. Dis waar. Dis 'n bosbeskrywing, né? Ja. Wat help dat sy na die inhoud ook kan kyk en feite kon. En wat daar geweldig waardevol vir my maak, julle verstaan nie hoeveel goed sy vir my kontroleer nie. En goed wat ek nou byvoorbeeld, wat ek maar altyd gedoen het, maar wat sy nou vir my doen is voetnote, en so skuif ek nou op haar af. Sy kontroleer dit, kyk dat dit reg is, en sy, die van julle wat al saamdag gewerk het, weet, sy's geweldig deeglik. Sy sal, as jy sê dis in daai bron, dan gaan soek sy daai bron, en sy gaan kyk, is hy reg aangehaal, sy gaan maak die bladsy oop, sy gaan verstaan. Goed soos byvoorbeeld teksverwysings in 'n artikel, sy gaan maak, en dit is wat ons ook deel, wat ons ook doen, dit vat nogal tyd, maar dit is belangrik om dit te doen. Ons slaan die Bybel fisies daar oop, ons kyk, is dit dieselfde? Want party ons tik dit oor, party ons kopieer dit oor, uit die elektroniese weergawe uit, maar die ons wat dit oor tik, maak dalk 'n tikfoutjie, en jy kan net aanvaar, hy het dit dalk gekopieer, so dit is reg, ek hoef nie daarna te kyk, jy moet daarna kyk, want daar kan 'n fout in wees. Goed, ek wil so 'n bietjie oor sinskonstruksies praat. Ek dink dit gaan ook 'n bietjie aansluit by wat Elmarie nou gesê het. As 'n skrywer is dit vir ons eerstens belangrik om te weet ons is in diens van die lesers. Jy wil immers verstaan word. Jy wil nie ander mense beïndruk nie, jy wil graag verstaan word, want jy het 'n boodskap wat jy wil oordra. Prof Gerrit het mos altyd die ding van die sender en die, wat is daai, en die ontvanger aan die ander kant, wat sê die
Wat sê in die middel? Boodskap. Die boodskap. Nee, is goed so die sender, die boodskap en die ontvanger, maar daar's ook iets van 'n omsetter, 'n omskakelaar. Hy moet omgeskakel word by die hoorder, so jy moet dit ook in gedagte hou. So, ek gaan nie in detail op baie van die goed ingaan, ek gee regtig vir julle algemene wenke, vir my lang saamgestelde, komplekse sinne. Dit hoort meestal in akademiese werk en selfs in akademiese werk is dit geweldig moeilik om argument te volg as jy 'n hoofsin het met 3 tot 4 bysinne. En jy weet naderhand nie meer wat is die hoofsin en wat is die bysinne. Ons is nie Paulus nie, selfs hy dink ek het gesukkel. So formuleer korter en skerper. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld. Ek wil graag hê julle moet saam met my dit lees. So aan die linkerkant kan julle sien, daar is 'n lekker Paulus sin. Hy begin bo en hy eindig hier onder. So al wat ek eintlik as redakteur gedoen het is, ek het probeer om sy sinne net, dit wat alles hier saamgeflans is in een lange sin, wat jy nou nie weet wat het op wat betrekking en wat is op wat van toepassing ensovoorts, wat bou op 'n vorige argument en wat is uitvloeisel van 'n vorige ding, het ek net probeer aan die ander kant in korter sinne net struktureer. So dis presies dieselfde goed. Die voortrekkers sal self ook nie gewy aan die Here om 'n volk te stig. Wat tot sy eer sal lewe. So dis waar ek kom geëindig het. Die voortrekkers het alself opnuut aan die Here gewy om 'n volk te stig wat tot sy eer sal leef. Punt. Daarom, so maar dit, daar's nou wat Elmarie nou gesê het, nee, so die stelling is daar, en omdat dit so is, daarom, redegewend, daarom het hulle ook so goudoenlik 'n kerkgebou opgerig waar hulle om in die erediens op 'n stigtelike wyse saam kon aanbid. Punt. So en is 'n voegwoord hier. En dit voeg baie keer 2 selfstandige sinne aan mekaar. En jy kan onderskei. Mense gebruik baie keer en dit is eintlik selfstandige sinne wat hulle aan mekaar sit en dit werk net nie altyd nie. So maak dit eerder een sin en nog 'n sin en nog 'n sin. Die Engelse skryf soos hierdie kan. Hulle is lief om so te skryf. Ons Afrikaners, ons is korter en kragtiger. So hou dit op die punt af. Goed, ek gaan nou nie deur die hele ding gaan nie, julle kry die idee daar. Ja, Wimpie. Ek sê maar net op vertel werkwoorde aan die einde van die sin. Ek is ook baie lekker daar om te werkwoord aan die begin van die sin nie. Vir my kom dit net meer. Ek gaan nou by dit uitkom. Kom ons byt net so 'n bietjie vas. Hier kom ons nou by werkwoordplasing. So dit is as 'n algemene reël, dan plaas ons die werkwoorde aan die einde van ons sinne. Maar ek wil net kwalifiseer. Dit is belangrik dat jy moet identifiseer met watse tipe is dit 'n sin wat in 'n bedrywende vorm of in 'n leidende vorm geskryf is. Want 'n bedrywende vorm plaas jy as ek reg nie, almal is die werkwoord vroeër in die sin. Hy eet sy kos. Maar 'n bedrywende vorm, hy het sy kos geëet of hy is besig om sy kos te eet. Dan gaan die werkwoord later in die sin wees. Nou ons skryf baie meer bedrywend, dink ek, as wat ons noodwendig leidend skryf, maar ek wil julle aanmoedig om meer die moet ek nou verkeerd om gesê. Ons skryf baie meer in die bedrywende vorm as in die leidende vorm. Maar ek wil julle aanmoedig om moeite te doen om partykeer bietjie meer in die bedrywende vorm te skryf, want dit maak 'n skryfstuk 'n bietjie meer lewendig en nie so langdradig in 'n sekere sin nie. So wissel dit ten minste bietjie af. So onderskei net, Sofia Kap waarsku teen 'n slaafse navolging, daarvan dat 'n mens altyd sê, maar my werkwoorde moet altyd aan die einde, en sy het 'n baie goeie voorbeeld, en ek wil dit graag vir julle net hier uitwys, né? Manchester United sukkel steeds om die vorm waarvoor die formidabele Sir Alex se span wat feitelik elke jaar in die Kampioenliga se eindronde gespeel het, bekend was, te herwin. So, watter werkwoord pas waar, by watter deel van die sin? Hulle is al 3 aan die einde. Hulle is al 3 aan die einde. So, die reël is gevolg, die werkwoorde moet aan die einde van die sin wees. Maar dit maak die sin baie swaar, baie moeilik en eintlik onverstaanbaar in 'n sekere sin. Maar as jy dit nou gaan bymekaar sit, Manchester United sukkel steeds om die vorm te herwin. Daar's eintlik 'n volledige sinsnede waarvoor die formidabele Sir Alex se span bekend was. En dan die laaste deel van die sin. So as jy
byvoorbeeld jou sin formuleer is, val as dit 'n saamgestelde sin is, en jy het 2 werkwoorde op die einde. Jy mag dit doen, jy mag 2 werkwoorde hê en dit skei met 'n komma, maar dit is funksioneel beter om dan die een werkwoord vorentoe te skuif in die sin. Goed. Maar jy gaan nog steeds sien as jy hom skuif, dan is dit gewoonlik 'n saamgestelde sin, en hy kom nog steeds aan die einde van die van die volledige sinsdeel waarbinne jy hom wil gebruik. My vraag skalk die onderste ene, is daar sin in om te probeer kyk om dit 2 of 3 sinne te maak? Ek het nogal daarna gekyk, en in hierdie sin spesifiek is dit baie moeilik om dit meer as een sin te maak. Want hier's 'n argument eintlik binne hierdie sin ingebou, wat jy moeilik uit mekaar uit gaan haal. Dalk was ek net te moeg gisteraand toe ek hierna gekyk het, maar ek het, as jy 'n idee het, dan sal ek graag wil hoor hoe, maar dit is moontlik seker om dit te doen. Ek dink 'n mens sou kon, ek het net nie 'n manier gekry om dit te doen nie, of so vinnig nie, maar daar is dalk 'n manier om dit te doen, en as jy kan, is dit die beter ding om te doen. Dis maar net nog 'n voorbeeldjie van werkwoordplasing. Nee, hulle wette wys hoe geregtigheid in 'n samelewing moet funksioneer en hoe liefde vir die naaste, sien waar dit hom aanvanklik geplaas, sigbaar word in die regsorde. Maar hoor net hoeveel beter lees die sin deur te sê en hoe liefde vir die naaste in die regsorde sigbaar moet word, wanneer jou werkwoord in die einde is. Maar kyk die volgende sin. Die volgende sin is weer 'n voorbeeld van 'n saamgestelde sin, maar waar ek dink die werkwoord baie goed voor in die sin kan funksioneer. Hoewel ons nie meer onder hierdie spesifieke wette as bindende regulasies leef nie, so daar's die eerste werkwoord aan die einde van die sinsnede, leer ons steeds beginsels daaruit oor reg, geregtigheid en naaste liefde. Nee. Maar, belangrik ook hier, jou 2 werkwoorde weerskante van die komma. Dan in beklemtoning, dis nogal iets wat ek agterkom, die ouens is baie kreatief met die maniere hoe hulle beklemtoon. Party ons onderstreep vir my, party ons tik alles in hoofletters, party skryf goed in bil, party maak dit kursief, jy weet. En my raad is, as jy in Afrikaans gebruik ons die akkiet aksent om te beklemtoon. So as jy wil beklemtoon, probeer eerste met die akkiet aksent beklemtoon. Soos hier, Jesus Christus is waarlik God en mens. Met ander woorde, jy wil sê, altyd hierdie aspekte is belangrik, klem op die en, ons het 'n skryfteken wat ons daarvoor kan gebruik, benut hom daarvoor. Alt 130. Daar sê. Soms skryf ons 'n woord of sinsnede wel kursief indien die gebruik van die akkiet aksent onvoldoende blyk te wees. Ek dink jy het nou die voorbeeld ook aangehaal, dit was een van die paragrawe wat jy aangehaal het, ek het ook nou uit daardie artikel uit hierdie voorbeeld net. Die Bybel beskryf die eindtyd as 'n spanningsvolle tydperk veroorsaak deur die feit dat sekere dinge reeds gegewe is, maar ook nog nie. Sien julle dat ek die akkiet aksent gaan nie hier werk nie. Ek wil gedagtes eintlik beklemtoon. Daarom sit ek hulle in kursief. Moet asseblief nie vir my goed in hoofletters stik nie, behalwe Jahwe, kan jy in hoofletters stik, of die Here se verbondsnaam, terloops, julle sal sien, dis nogal iets wat uniek is, dink ek, aan die boodskapper. Ons werk baie sterk daarmee, dat as 'n skrywer verwys na 'n teksgedeelte waarin die verbondsnaam van die Here gebruik word, en hy gebruik die woord Here in sy teks, dan maak ons dit hoofletters, soos wat dit in die want ons wil graag hê daardie verband moet getrek word. Dis klein goedjies waarin ons soms aandag gee in die boodskapper wat ek dink die gemiddelde ou nie noodwendig optel nie, maar ons gaan kyk, waar uithaal hy aan? Is dit uit die Nuwe Testament, is dit die Ou Testament? Verwys hy na Jahwe, verwys hy na Christus as Here of hoe ook al? Oppas tog asseblief vir die oormatige gebruik van uitroeptekens. Ons praat tog nie elke sin so nie. Verstaan jy? 'n uitroepteken moet regtig spaarsame gebruik word. Dit kan gebruik word vir beklemtoning, nee, maar dit moet 'n bepaalde emosie weergee. So gebruik hom op die regte plek. Daar's ander maniere om te beklemtoon as om net die heeltyd uitroeptekens. Ek kry partykeer stukke, dan kry ek 4-5 sinne na mekaar en almal van dit uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Nou dink ek, hoe moet ek hierdie nou lees? Weet, moet ek dit uitroep? Moet ek dit skree? Moet ek dit hoe lees jy dit? Dit maak nie sin nie.
Goed, maar beklemtoning kan byvoorbeeld op ander maniere gedoen word deur byvoorbeeld jou woordorde te verander in 'n sin. Woordplasing. Kyk na hierdie voorbeeld wat ek hier het. Paulus het Christus op pad na Damaskus ontmoet. As jy wil beklemtoon spesifiek dat dit op die pad na Damaskus was, kan jy deur die woordorde te verander daardie beklemtoning doen. Op die pad na Damaskus het Paulus Christus ontmoet. So, deur daardie woord of woorde in die voorop posisie te stel, staan hulle in 'n posisie van beklemtoning, want dit is nie die normale plek waar jy dit in 'n sin sou, in 'n gewone sin sou gesit het nie. Die boonste voorbeeld is die gewone manier, maar sien julle die voorbeeld daar? Goed, kom ons doen gou 'n oefening. Verander die volgorde van die volgende sin terwille van beklemtoning. As jy die tyd wil beklemtoon, Goed, hoe sou jy dit doen, Wimpie? op die eerste dag van die week. Dis baie goed, dis presies wat ek die antwoord wat ek wou gehad het, want jy sal nou dalk sê nou maar jy wil 'n argument voer vir die Sondag as rusdag, nê? En jy wil dit dan nou beklemtoon, dan sal jy sê op die eerste dag van die week. Nou ek gaan later bietjie oor herhaling ook praat, maar hier's 'n goeie voorbeeld ook waar 'n mens herhaling kan gebruik om as 'n versterking vir jou argument. So, jy wil nou beklemtoon op die eerste dag van die week. Maar nou het nog 'n paar goed op die eerste dag van die week gebeur. Nee, so jy kan sê op die eerste dag van die week is die Heilige Gees uitgestort. Op die eerste dag van die week het die gelowiges bymekaar gekom. Op die eerste dag van die week het die gelowiges hulle gawes na die tempel gebring. En nou het jy herhaling, dit dien as beklemtoning, maar dit versterk ook jou argument. Goed. So ja, as jy nou, sê nou maar jy dan uitstortend beklemtoon dan die net uitgestorte sieftrek in die reis normaal. Dat dit nie te uitgestort. Ek sou akiet aksent gebruik het op die oë, uitgestort. In ander woorde die uitgieting. Ek sou in daai geval dit so gedoen het. Maar daar is miskien partykeer argumente maak om hom wel, as dit dalk vir alle, as jy met die uitstort gedagte verder wil werk, dan sou mense dit kon oorweeg om kursief. So ek is redelik gemaklik soms met kursief, maar ek probeer dit vermy as jy dit met 'n akiet aksent wel kan regkry om dieselfde ding te doen. Goed, nou wil ek hê, kom ons doen die oefening nou net 'n bietjie anderster. Wat het die skrywer van Psalm 1 gedoen om iets te beklemtoon? Hoe het hy die woordorde verander? OK, die is hier, dis reg, die werkwoord is vroeër, dit is 'n aspek. Met daai betrekkelike sinne, daar's 3 van hulle wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars nie sit in die kring van die spoilers nie. Spoilers nie, sorry, spoilers nie. So daai sien ek om dit te begin met die werkwoord in die betrekkelike spesifieke sinne met die negatief net daarna. Om die ontkenning daarvan duidelikheid te Dis reg, dit is 'n tegniek. Dis 'n tegniek, maar wat wil hy beklemtoon? Geluksalig. Hy wil dit sê. Hy maak 'n stelling. Hy sê nie jy sal wel geluksalig wees nie, of jy behoort te wees of wat ook al nie. Die man wat Jy sal normaalweg so stel en sê, die wat nie wandel in die raad van die goddelose nie staan op die weg van die sondaars nie sit in die kring van die spotters nie, is wel geluksalig. Maar nou wil jy die feit dat welgeluksaligheid verbind word aan hierdie goed, wil jy beklemtoon, so nou ruil hy die woordorde om en hy sit dit aan die begin van die woord, van die sin. OK, dis maar net nog 'n oefeningkie daaroor. Kan 'n mens dalk ook sê die teenstelling tussen welgeluksalig wat iets positief is en die 3 negatiefs, nie staan nie. Definitief. My vraag was bloot net oor die woordorde in die sin, en dis waarop ek gefokus het, maar ek weet Graeme het uitgelig, jy lig iets uit wat ek dink albei waar is van ander tegnieke wat 'n mens in die sin sou kon toepas om nog meer te maak en meer kreatief daarmee om te gaan. Ek wil bloot net die feit beklemtoon dat waar jy 'n woord plaas in 'n sin wel kan help met beklemtoning. Dan wil ek so 'n bietjie praat oor idiomatiese en kreatiewe taalgebruik.
Idiomatiese en kreatiewe taalgebruik help vir ons om nie dinge op 'n baie eentonige manier te sê en alles altyd dieselfde te sê nie, maar om waarhede op 'n vars manier te kan sê. Gebruik idiome. Ons het 'n baie ryk idiomeskat en ek weet, wel, as my ervaring redelik algemene ervaring is, dan weet ek, julle het ook so gevoel, hoekom moet ek al hierdie idiome leer? En dan vra die juffrou net 2 in die vraag stel. Maar dis hoekom jy dit moes leer, want nou gaan jy dit gebruik. Jy gaan dit nou gebruik, want dit raak deel van jou, en jy moet dit oefen. Jy moet dit nie net oefen as jy skryf nie, jy moet dit oefen as jy preek, as jy praat met mense. Praat idiomaties, gebruik die idiome, want dit is hoe ons taal ryk en lewendig raak. Kyk die voorbeeld wat ek hier het, soos Afrikaners met Engelse harte en Afrikaners met Hollandse harte destyds Afrikaans se grootste remskoene was. So ek gebruik die uitdrukking van dat iemand 'n remskoen is. Ek kon gesê het, soos Afrikaners met Engelse harte en Afrikaners met Hollandse harte destyds Afrikaans belemmer het, of sy groei belemmer het. Maar nou kies ek om dit idiomaties te stel. Remskoene was. Dadelik is dit ook sensories, nie waar nie? Want ons ken remskoene, ons sien hoe werk dit, ons het dit beleef, ons weet wat dit doen aan 'n voertuig. Nou gebruik ek dit hier. Gebruik woordspeling. Daarom word ons so maklik deur ons afgode beheer. Terwyl ons onsself wil oortuig dat ons eintlik in beheer is, skreeu ons optrede dat ons onder beheer is. So, woordspeling wat jy gebruik, om 'n bietjie anderster, dieselfde ding, dieselfde manier te sê, ek kan nou baie droog gesê het, maar jy is nie altyd in beheer nie, daar's ander goed wat 'n invloed op jou het, maar op 'n kreatiewe manier en met woordspeling, lees dit lekker. Hoe sal jy op 'n idiomatiese wyse sê dat Farao deur Moses verslaan is? Hierdie is 'n lekker maklike een. Dis 'n manier, dis hoe jy dit kan sê. Wat van Farao het sy Moses teëgekom? Alhoewel, net vir interessantheid, die uitdrukking, sy Moses teëgekom, is nie afgelei van die Bybelse Moses af nie. Dit is eintlik uit, ek het dit hier neergeskryf, uit Maleisies afgelei van die woord musoek, wat beteken jou teestander of jou meerdere. So jy het jou teestander of jou meerdere ontmoet. So dis nou maar net 'n interessante enetjie. So, ja, baie mooi Karel, ek dink dit was nou baie kreatief gedink, en al wat jy doen is jy gaan dink net, okay, maar wat idiom kan hierdie ding sê? Dieselfde ding wat ek nou wil sê. Herskryf die volgende 3 sinne, ons gaan hulle so een vat, in idiomatiese taal. So Saul se valse berou het Samuel nie beïndruk nie. So ons krokodiltraan. Ag, Wimpie, jy het afgekyk. Jy het krokodiltrane, dis om te maak of jy huil oor iets, maar eintlik is daar nie emosie daarbey betrokke nie. Kom ons vat die volgende een. Saggeus het dadelik gedoen wat hy onderneem het en die helfte van sy goed aan die armes teruggegee. Sê? Baie mooi. Saggeus het daad by die woord gevoeg en die helfte van sy goed vir die armes teruggegee. Kom ons vat die derde een. Baie voorspoedspredikers is nie opreg nie. Baie voorspoedspredikers voer 'n kat in die mou. Ag, dis nie die wat is daai oor ek nou dink. Ja, jy wil eintlik die aap uit die mou uitlaat, maar dis eintlik om iets te openbaar, So ek het sommer gedink aan as wolwe in skaapsklere, sou mens byvoorbeeld kon sê. Alright, so, dis maar net bietjie vir julle, sommer net 'n oefening, maar hierdie oefening dink ek is baie waardevol, want as jy nou skryf, en jy het nou net dis wat Elmarie nou net gesê het, Jy kry eers jou struktuur reg. Jy skryf eers jou basiese ding, en dan gaan jy kreatief na die teks met die teks omgaan. So hierdie is die derde fase, so julle sou ook gehoor het, ons het breed begin, ons het gesê, jy kry verskillende genres, en daar's baie goed wat jy in ag moet neem, maar as jy nou begin skryf, dan beplan jy.
En as jy klaar beplan het in jou struktuur en jou eerste weergawe is op papier, dan kom jy by wat ek nou doen, jy kom by die kreatiewe deel van die skryfwerk uit en jy sê, hoe kan ek hierdie mooier stel? Hoe kan ek dit meer sensories maak, om die sintuie te betrek ensovoorts. Wees beeldryk of dan sensories in jou taalgebruik. Hierdie voorbeeld wat ek hier het, ons maak soms die fout om te dink, die stryd is teen die ANC regering, Bella, plaasmoordenaars, onteiening sonder vergoeding of die herskryf van ons geskiedenis. Dit is bloot die sigbare kant van hierdie stryd. So ek praat nou hier oor 'n geestelike stryd. Agter dit alles skuil die bose. Ek kon daar gestop het. En ek gaan nou 'n bietjie verder. Dit hurk by die deur en soek na 'n geleentheid om ons te oorweldig. Wie herken daardie woorde? Nee, Genesis 4. Genesis 4, nee. Maar kan julle sien dat dit idiomatiese taal is? Kan julle ook sien dat dit sensoriese taal is? Want wat sien jy as die skrif sê, dit hurk by die deur en soek na 'n geleentheid om jou te oorweldig? Dit lok sekere beelde by jou op wat bekend is en dit maak die teks ryker, dit maak die boodskap ryker. Of dan, ware herlewing begin deur die knie in gehoorsaamheid voor die lewende God te buig, in plaas van begin by die aanbidding van God. Maar dis eintlik wat ek wil sê, ware herlewing begin by aanbidding van God, maar ek sê dit op 'n idiomatiese wyse, deur die knie voor God te buig. Of, hulle het hierdie vryheid verkeerdelik as 'n lisensie tot wetteloosheid en losbandigheid verstaan. En so, kyk wat het ek hier gedoen. Galasiërs 5 vers 13 sê, hulle het al vryheid as 'n aanleiding vir die vlees gebruik. Ek het Galasiërs 5 vers 13 in die voorafgaande sin vertaal op 'n idiomatiese wyse. Nou hoef ek dit nie te verduidelik nie. Nou kan ek die moeilike sinsnede wat aanleiding vir die vlees kan ek nou net gebruik. Want ek het dit klaar eintlik verduidelik. Ek hoef nie eers iets te sê soos dit beteken nou dit of dat nie. Ek het net deur een sinnetjie in te sit, het ek die ding oopgebreek vir die leser. Yes, ek weet net, ons het net gepraat oor hoe gaan jy vir die kinders, want ander ding wat ek ook gedink het is oor, daar's moeilike woorde staan, wat jy eintlik moet prysbring, goed soos verbond, geregtigheid. Jy wil hê jy moet verstaan, en ek dink hierdie is 'n baie goeie voorbeeld van hoe mens so iets kan doen. Ja. Want jy verduidelik eintlik eers en dan sê jy dit. Dis reg. En jy doen dit op 'n indirekte wyse sodat dit nie soos 'n lesing oorkom nie. Sê meer met minder. Ek wil graag hê julle moet daardie sin lees, daai boonste sin. En dan sê julle 'n bietjie vir my, wat dink julle word alles in daardie sin gesê? In een sin. Afrikaans sukkel om haar muisondreuk en misdadiger status weens beweerde apartheidskuld af te gooi. Hy word as 'n misdaad. Die taal van die misdaad, die taal van die onderdrukker. Dit sê iets van, hy's misbruik, hy's gebruik om ander mense, jy weet, te benadeel. Ja, dit Beweerde is positief, daar's geen bewyse vir dit wat sê nie. Is beweer, ja. laat slegte smaak in die mond vir die wat Letterlik in die mens. Muisondreuk, ja, niemand voel lekker as dit so gedoen word nie. Nee. So Wil stel die deur groot geskiedenis. presies. Feitlik groot geskiedenis. Ek het 'n hele klomp goed net in een woord gaan insit. Nee, maar ek veronderstel wel ook baie om deur 'n woord soos apartheidskuld te gebruik. Ek veronderstel die lesers weet wat is apartheid. Ek veronderstel hulle weet waaroor gaan die skuld wat rondom dit, want as jy dit nie gaan verstaan nie, gaan jy nie misdadige status of muisondreuk ensovoorts verstaan nie. Maar kan julle sien dat deur een sin en die woorde wat ek daaraan gebruik, het ek eintlik amper 'n hele artikel gaan insit. Net in daai een sin. Dan effektiewe gebruik van herhaling. Ek het nou 'n voorbeeld genoem, ek het hier nog 2 voorbeelde wat ek graag met julle wil deel, maar ek wil ook saam vir julle wys
Julle weet nou, die predikante weet nou wat is 'n chiastiese struktuur, nê, om 'n spieelbeeld te gebruik eintlik van iets wat jy reeds gesê het. Dis ook 'n effektiewe manier om in Afrikaans te skryf. Dis nie net die antieke tekste wat so lyk nie. Ons kan ook chiastiese strukture gebruik. So kom ons kyk hierna. Herlewing sal sigbaar word wanneer egskeidingssyfers begin daal en die bed onbesmet is. Dit sal sigbaar word, so julle kan al hoor, nê? Sigbaar word. Ek gebruik nou die woord dit in die plek van herlewing. Jy sou ook herlewing elke keer kon herhaal. So waar ek dit gebruik, so jy weer 'n keer herlewing kon gebruik het. Dit sal sigbaar word wanneer ons kinders meer in die vrese van die Here groot maak. Want hoe anders sal hulle met ons kan deel in die erkenning van geloftedag, as hulle nie die God van geloftedag ken nie. Dit sal eg wees as ons harder vir 'n Christelike opvoeding as vir sekulêre onderrig in Afrikaans beklei. Herlewing, so wat ek gedoen het, ek het in die middelste deel dit gebruik om herlewing te vervang, maar ek het in die eerste sin het ek herlewing gebruik en in my laaste sin gebruik ek weer 'n keer herlewing. En dan het ek 'n klomp goed wat ek nou eintlik stellings wat ek maak wat dan nou my argument versterk. Maar sien julle die in geel gedruk, kan julle die chiastiese struktuur daar raak sien? Dit sal eers eg wees as ons harder vir 'n Christelike opvoeding as vir sekulêre onderrig in Afrika. So Christelike opvoeding teenoor sekulêre onderrig. Dis 'n teenstelling, maar dis ook 'n chiastiese struktuur wat gebruik is. So ek moet nou net vir julle sê, ek het dit nie doelbewus gedoen nie. Dis sommer net toe ek dit nou deur my voorbeelde lees, toe sien ek dit nou nogal raak, toe dink ek, okay, miskien is dit iets om uit te wys, en as jy partykeer bietjie daarop ingestel is, dan kan jy dit meer inoefen. En dan, toe Elmarie nou die voorbeeld noem, toe dink ek, maar hier is ook 'n goeie voorbeeld van effektiewe herhaling. Die Bybel beskryf die eindtyd as 'n spanningsvolle eindtyd, so dis nou die hele ding van die reeds en die nog nie wat ek wil beklemtoon, hè. Christus het byvoorbeeld reeds die dood oorwin, maar die finale afrekening het nog nie plaasgevind nie. Gelowiges is reeds van hulle sondes verlos, maar hulle redding is nog nie voltooi nie. Die kerk is reeds bruid van Christus, maar haar voorbereiding vir die bruilof met die lam is nog nie voltooi nie. So die hele tyd het jy die motief van die reeds en die nog nie, die reeds en die nog nie, en is elke keer van toepassing op iets anderster, en dit bou ook op mekaar, en dit wys eintlik hoe hier die lyn deur die Nuwe Testament ook loop, daar die onderliggende spanning, want hierdie is 'n spanning wat daar in die Nuwe Testament is, die reeds en die nog nie, wat eers met die wederkoms opgelos sal word. Dan idiomatiese en kreatiewe taalgebruik, wil ek graag oor die sentrale metafoor. Ek het nogal 'n bietjie gesoek na ene waar ek een gebruik het, en toe kry ek daarom een. En ek wil graag vir julle hierdie ene wys, so 'n bietjie langer voorbeeld, maar 'n sentrale metafoor is so jy kies 'n metafoor of 'n beeld wat jy deurlopend in jou artikel gebruik. En jy moet mooi kies, want dit is nie altyd so maklik om een te kry. En in hierdie geval dink ek het ek een gekry wat redelik goed gewerk het, en ek gaan vir julle wys en sê hoekom ek dink dit het. So dit het gegaan oor, die tema was ook hierdie gewees van daardie boodskapper, kerk los, kerk loos, goddeloos. So dis die hele agteruitgang gedagte, en die regressie wat ons in Psalm 1 nou kry. So ek het die beeld van Psalm 1 gebruik as 'n metafoor. So, dit beskryf iets van die geestelike agteruitgang en verval wat daar onder baie gelowiges, en besonder Afrikaners ingetree het, 'n soort stap, staan, sit progressie. Mens sou eintlik, as ek myself nou kan verbeter, sou sê regressie. Nee, progressie beteken eintlik bou op, so ek moes eintlik die ander woord gebruik daar. Waar volgens Christelike samelewing stadig maar seker sekulariseer. So hierdie was in die inleidende paragraaf gewees. Psalm 1 begin met 'n soortgelyke beskrywing van die gevaar wanneer gelowiges met die goddelose wêreld begin flankeer. Nou daar is ook 'n voorbeeld van idiomatiese taalgebruik, om te flankeer. Nee? Eers wandel hulle net in die raadsplanne van die goddelose, kort voor lank, nog idiomatiese uitdrukking, kort voor lank, staan hulle op die pad van sondaars, uiteindelik sit hulle in die kring van die spotters. Dan sê ek, dit is 'n kragtige beeld, en dan werk ek in my onderafdelings. 'n Kerklose wandel, kerklose staan, 'n goddelose sit. So ek het kerklos, kerkloos, goddeloos verbind aan wandel, staan, sit. En ek uiteindelik ook
in die slotparagraaf waarin ek dan 'n antwoord probeer bied, ook uit die skrif uitgewys, maar hoe word hierdie patroon omgekeer? Byvoorbeeld deur Deuteronomium 6 vers 7 wat sê, as jy in jou huis sit, as jy op pad is en as jy opstaan. So dieselfde motiewe kry ons uiteindelik ook in hierdie vers. Goed, algemene wenke, ek is amper klaar. Lees jou skryfstuk 'n paar keer deur. Partykeer gebeur dit dat mense eentjie wegskryf, nê? Jy het nou eintlik redelik beplan, jy het nou 'n eentjie geskryf, maar nou gaan doen jy gou iets anderster of jy het gou 'n afspraak wat jy moet nakom en net op gaan jy verder skryf. My raad is, moenie net inval daar waar jy opgehou het nie. Begin weer voor. Lees weer jou hele teks deur van bo tot waar jy is. Volg jou eie argumentslyn. Jy gaan sommer klaar begin goed uithaal en raak sien wat jy miskien anderster kon sê en so verbeter jy reeds jou stuk. Vra jouself voortdurend 'n paar belangrike vrae af. Gaan die lesers verstaan wat ek wil sê? Veronderstel ek nie iets wat die lesers eintlik nie weet nie. Want baie ouens doen dit. Hulle skryf en hulle dink, ek weet dit, hoekom weet julle behoort dit ook te weet? Maar die gemiddelde kerklike leser weet nie nooit, veral met teologiese terme. So is woorde wat ek gebruik nie dalk kerk of teologiese taal wat verduidelik moet word nie. Nou weer eens, ek dink ons het 'n opvoedingstaak. Jy kan dit op verskillende maniere doen. Jy kan dit in 'n sin verduidelik en sê hierdie woord beteken dit. Of jy kan net bloot in hakkies 'n makliker woord insit, maar gebruik steeds die moeiliker woord. Want so voed jy hulle op oor die kerklike taal, dat hulle naderhand gewoond raak daaraan. Jy kan dit selfs in 'n voetnota verduidelik as jy sou wou. Let op die vlak van jou taalgebruik. Dis nogal iets wat ek dink ons baie keer mee sukkel. Ons dink ons skryf vir die boodskapper so, ons skryf vir 'n klomp geleerdes, so ons met hierdie hoogdrawende, selfs melodramatiese taal gebruik. Dit werk nie. Jy moet dit eenvoudig stel. Prof Isak het altyd gesê, staan dit 7 vlak, of dan nou graad 9. Dis die ouens wat 'n graad 9 kind met die boodskapper kan optel, en hy moet meeste van die artikels ten minste kan lees en tot 'n groot mate kan verstaan. Kyk gerus na die taalwenke wat ons gee. Julle sal sien, ons sit baie keer taalwenke op ons sosiale media. Wie wou ook baie oulike taalwenke, gaan loer daarna. Dit help 'n mens regtig om 'n bietjie te verbeter. Skrifaanhalings, iemand het nou nog bietjie gevra oor skrifaanhalings, né? So, kopieer en plak eerder as wat jy oortik, want dan maak jy minder foute. Let op die skryfwyse van eie name en die name van Bybelboeke in die ou vertaling. Ons werk met die 1933-53 vertaling. So, die afkortings wat ons gebruik vir die Bybelboeke is die vir die ou vertaling. Ons het 'n lys daarvan. Daar's 'n lys voor in die kerkjaarboek en sulke plekke ook, so jy nie weet waar gaan kyk daarin. Maak seker dat jou spelling dis ooreenkom in die 33-53. Baie ons skryf vir my byvoorbeeld, dan haal hy uit Exodus aan en kort hy dit af EKS. Maar die ou vertaling is EX. So, maak seker daarvan. Teksverwysings. Dat ek net gou een ding ook sê, dis ook baie belangrik dat jy gaan kontroleer. Partykeer doen jy soektog. Sien hom op ChatGPT of sommer net op Google, waar in die Bybel staan hierdie, want jy onthou, en dan gooi jy vir jou teksvers uit. Dis belangrik om te gaan kontroleer in die Afrikaanse weergawe of die teksvers dieselfde is. Veral in die psalms, want partykeer is die psalms vers 1 en vers 2 verskil van mekaar, so maak seker daarvan. Goed, so ons het 'n metode van hoe ons in die boodskapper werk met teksaanhalings. As jy 'n volledige teksvers byvoorbeeld aanhaal, ons gebruik nie aanhalingstekens nie, ons gebruik kursief om 'n teksaanhaling te wys. So daar het ek vir julle 'n voorbeeld gegee van hoe ons hom sal doen. En dan in hakkies die spesifieke verwysing, Handelinge 2 vers 8. Maar as jy parafraseer met die uitstorting van die Heilige Gees, het elkeen die evangelie in hulle eie taal gehoor, dan gebruik ons die afkorting VGL wat staan vir vergelyk. Want as ek net daar sê Handelinge 2 vers 8, dan kan dit lyk asof ek sê dit wat ek nou hier geskryf het staan in Handelinge 2 vers 8 net so. Maar ons bedoeling, ons tref die onderskeid. Vergelyk waar ons nie direk aanhaal nie, maar ons parafraseer, andersins die direkte aanhaling. As jy wel, ek gaan nou kans gee, as jy wel, sê nou maar net 'n sinsnede aanhaal, sê nou maar jy wil net eie taal of iets in die lyn aanhaal uit die teks uit, dan hou ons dit Romein regop, maar in aanhalingstekens. Dan gebruik ons aanhalingstekens vir korter sinsnedes. Maar langer sinsaanhalings is dan kursief. Eers daar agter en dan doen die wimpie. Ek dink nou net wanneer
kom ons sê, en dit is waarom ek wanneer mense skryf, jy formuleer die sin, maar dan gaan dit oor in 'n skrif verwysing in. Maar dan sê maar byvoorbeeld, Filippense 2 wat praat van Christus se gehoorsaamheid. Hy was gehoorsaam, maar dan kan die sin nog steeds werk, maar jy moet daai heid net insit. Soos ons leer uit Christus se gehoorsaamheid, maar en ek sien hoe sommige mense doen met die kruis, met die Blokhakies, ja. Dit is dieselfde. Ons doen dit ook so, ja. Ons sal dit ook so doen. Blokhakies en ons sal dit baie keer dan nie kursief maak nie. So jy kan sien dis 'n invoeging daar. Wimpie en dan Ja, net seker maak maar daar punt nou na. in hierdie geval as daar 'n volgende sin is, ja, dan sit ons ook op 'n eintlik is dit nou 'n slegte voorbeeld want hy eindig met 'n vraagteken. Ons worstel baie met hierdie ene, glo vir my. As 'n sin nou hier met 'n punt sou eindig en nie met 'n vraagteken nie, dan sou ons die punt net bloot na die hakie gesit het en die hakies deel van die sin gemaak het. Maar omdat daar nou 'n ander leesteken is, gaan ons hom so doen. En onthou ook as jy in 'n sin reeds 'n leesteken het, maar die sin gaan nog aan, dan sit jy nie die vraagteken en dan 'n komma nie. Die vraagteken is eintlik soos 'n komma. Nee, so moenie 2 leestekens daar langs mekaar sit nie. En Koos? Ek het een probleem met die alles wat skryfsnodruk is. En dit is dat in die teks, die woorde wat die vertalers bygevoeg het, is Presies, ja. so dis duidelik as jy dit lees, ons deel dit op vir die lidmate, kyk daarvoor, dit verlore in jou Bybel. Ongelukkig, ja. You win some, you lose some. Nee, ek hoor wat oom sê, maar ons moet 'n keuse maak. Wat is die mees effektiewe? Wat kan ons, vir ons is konsekwentheid baie belangrik om heeltyd konsekwent op dieselfde manier te werk. As 'n artikel dit wel vereis, dan sal ek op 'n ander manier dit dan uitwys. Miskien 'n voetnota of dalk bold selfs gebruik of iets in die lyn. Sê nou maar die artikel gaan juis oor hierdie aspek, dan sal mense dit op 'n ander manier doen. Is hierdie is nou vir artikels en so. Ja. Ja, dieselfde vir ander publikasies. Ja, ons werk nou presies. Soek hulle die teks skuins. Ja, ons hou van hom so, ons dink hy werk beter. Ons sit nie ook nog aanhalingstekens by nie. 'n Mens sou kon 'n keuse maak en jy sou seker nou met die redakteur of die uitgewer kon armdruk en sê, man ek hou nie baie daarvan nie, kan ons eerder alles net in aanhalingstekens sit, want ek meen dit is tog maar 'n gewone aanhaling, ons hanteer hom net 'n bietjie anders omdat hy uit die skrif uitkom. So dit sou nie verkeerd wees om hierdie aanhaling Romein te hou, maar in aanhalingstekens te sit nie. Maar dit is of. Dis nie aanhalingstekens en skryf. Dis reg. Dis een of die ander. Dit sal hom nie tussen die paragraaf sit. Die sin en die projek moet. As dit funksioneel is, wil jy iets beklemtoon daardeur. Staan hy op 'n plek waar dit 'n natuurlike beklemtoning is of iets wat prominent behoort te wees, dan doen ons dit baie keer. Jy sal sien in die uitleg sal Melanie baie keer, sy's nogal baie skerp hiermee, sy sal seker goed in blokkies gaan sit. Ek kies nie daai goed wat sy in blokkies sit nie, sy kies dit self wat sy dan uitlig. So sy sal dit soms doen, veral sy kyk spesifiek begin met teksverse. Wat is die belangrike goed, want dis gewoonlik jou boublokke is jou spesifieke teksverse. So dit doen ons. Reg, kom ons sluit af. Ellips. Julle weet wat 'n ellips is, die 3 kolletjies, nê? Ek wil net een ding noem wat 'n fout is wat baie mense maak. Hulle sit die 3 kolletjies teenoor die letters. Om 'n spasie wees tussen jou letters en die ellips. Die ellips staan op sy eie, want ellips verteenwoordig iets. 'n Ellips sê iets is weggelaat of 'n gedagte is nie voltooi nie. En dit is hoe ons hom gebruik. Vandag oor die Ons net vir ons woord. Ek wil dit weer. Op 'n stadium het ons ook gepraat oor die ellips. En toe was daar 'n taalreël, dink ek, as dit aan die einde van die sin is dit 4. En die punt aan die einde van die sin Ek sal nie 'n 4 bysit nie, maar wat sê weet jy wat die taalreël is? Ek sal moet vir hom gaan kyk. Jy los hom net 3. Dis waar die sin eindig. Ja, maar ek sal vir hom gaan seker maak. Ek kan net nie nou uit my kop uit sê nie. So, jammer. Goed, dan net oor bronne en voetnotas. So in die boodskapper probeer ons baie beperk met bronne omgaan, omdat dit nie so swaar akademiese
tydskrif is nie. So, wanneer kies ons om dit in te sit? Nommer 1 as daar plek is. Dan probeer ek die bronne behou, want ek dink is altyd sinvol vir die ou wat nog 'n bietjie verder wil gaan lees, of wat 'n skakel wil gaan nagaan, of wat ook al. So, julle sal ook sien op die toepassing, al die skakels na webblaaie is gewoonlik lewendig. Jy kan daarop gaan klik en hy gaan jou vat na die oorspronklike artikel toe en so voort. So jy kan self die bronne gaan nagaan. Maar ons probeer eerder op 'n kreatiewe manier daarmee omgaan, om genoeg inligting te gee, dat die leser nog steeds baie naby aan die bron gaan kom in die oorspronklike aanhaling of wat ook al jy gebruik, maar sonder om nou 'n volledige Chicago Manual of Style tipe van voetnoot te gee. Soos jy het nou net die voorbeeld gehad van Ridderbos skryf in het koms van die koninkryk. So dadelik, wie is die skrywer, wat is die bron, en ek parafraseer wat hy geskryf het, ek gee 'n redelike aanhaling, dan voel ek in sulke gevalle dis genoeg inligting vir die leser. As ek plek het, sal ek volledige bronverwysings insit, maar dit raak vir my bietjie swaar. So ek probeer dit vermy om te veel bronverwysings te hê. En Koos? Dis ek praat nog baie skou, maar kyk die verstaan van, as jy nou na Solitaire gaan kyk, dan het hy 1, 2, 3 verskillende variasies van Chicago Manual of Style. Allemaal 18e edition, maar author guide, notes and bibliography, shortened notes and bibliography. Ek kies maar, ja, Ek het van Melanie gevra, sy het gesê, jy gebruik notes and bibliography. dis die een wat ek ook gebruik. Hulle is maar baie dieselfde, hy skryf net klein goedjies, maar Laat aan die einde. ja, dis maar net, so met die boek wat ons nou ook gedoen het, het ons baie gewerk aan die voetnote, maar ek wil nou nie julle verveel met die detail nie, maar dit is tog belangrik, ons kies wel vir publikasies vir Chicago Manual of Style. Die rede daarvoor is dat Chicago werk met voetnote of eindnotas. En dit maak net die rede vir die keuse is dit maak die liggaam of die lyf van die teks baie skoner. Dit lees lekkerder. Die inligting, die ekstra inligting is steeds hier op die bladsy, so ek hou nie van baie van eindnotas nie, ek hou van voetnotas, want die inligting is by mekaar. En dan het ons natuurlik volledige bronverwysing. So ons het 'n interessante ding gehad in hierdie publikasie wat ons nou gedoen het oor Ester. Party van die skrywers het 'n lang bronnelys gehad en toe kom ek agter, ja, maar jy het nie na al hierdie bronne verwys in jou hoofstuk nie. Toe ek dit gaan uithaal. So dit is nie verkeerd nie, maar dan gaan jy onderskei in jou bibliografie tussen geraadpleegde werke en aangehaalde werke. En daar's 'n verskil tussen die twee. Ek dink wel, dit is baie moeilik om te bewys of iets 'n geraadpleegde werk is. So ek dink jy moet 'n bietjie integriteit in deur dit so om te doen. Jy mag, dit is heeltemal aanvaarbaar om dit so te doen. Maar hoe verifieer jy dit? Ek kan 'n lys van 20 bronne gaan gee wat ek geraadpleeg het en ek het nie een gelees nie, maar dit lyk indrukwekkend. So probeer eerder op ander maniere daardie bronverwysings in jou teks inwerk en dan is jy baie meer geloofwaardige navorser op die ou einde. Kan net sê oor die ellips, daar's nie 'n reël in die woordelys en spelreëls nie, maar die skryf Afrikaans A tot Z sê dat die 3 kolletjies behou word en die leesteken wat daarop Volg. direk daarna geplaas. So dan moet hy inkom. So as daar 'n punt is, Dan moet hy inkom. kom hy die 4de een. So dit vervul nie die leesteken nie. Skalk is die klaar, dat nie iets anders, dit raak nie hier en dit raak iets anders, dit raak op taal, oor ek was hier recht op woord tot nou, die tyd waarin die sin geskryf was, ek sê al as ek in die Ou Testament, wel, uit die Bybel, iets skryf, moet dit verlede tyd of die woordige tyd gebruik. Dawid stap na die rivier en hy kies sy 5 klippies. Ek sê, Dawid het na die rivier gestap en 5 klippies gekies. Die woordige tyd klink net so meer die naam nie, so maar Dit is, Dan af waarvoor mens skryf, so gewoonlik in 'n roman sal jy die teenwoordige tyd
meer gebruik, maar ek dink nie die boodskap en gaan jy weet, dit is baie keer 'n styl voorkeur vir 'n spesifieke publikasie. My raad is gewoonlik as jy in een tydsvorm begin het, werk deurlopend met dieselfde tydsvorm. Moenie dit te veel afwissel nie. So maak jou keuse en bly by dit. So dis nie verkeerd nie. Charlotte is nogal geneig om die goed en baie keer eintlik net meer bedrywend te skryf noodwendig. Nie noodwendig in die teenwoordige tyd nie, maar ja. So mense kan kyk en dit hang ook af, jy weet hoe jy op daardie punt in die artikel wat jou aanslag daar is. Wanneer jy 'n narratiewe aanslag daar het en jy wil dit amper soos 'n storie oor vertel. En nie as feite wat jy wil weergee nie, dan is die teenwoordige tyd beter. Maar as jy feite wil oordra, dan is die verlede tyd eintlik beter, want dit het gebeur. Dis hoe dit was en ek gee dit nou vir jou weer. So ek dink 'n mens moet dan maar jou keuse op grond daarvan uitoefen. En daar agter Ook op die hoor ons het nou vra dat tyd dat ons skryf en ons skryf vir iemand wat gaan lees. Terugvoer wat terugkom na die sekerheid wie redakteer toe oor artikels wat 'n bepaalde uitgawe. Hoe kanaliseer jy dit meer na skrywers? Ja, ek sal vir die e-pos net aanstuur. Sê baie geluk, jy het baie mooi terugvoer of hoor hier's 'n moeilike oom, antwoord jy hom. Nee, maar goed, die ding is nou, ek weet nie, die hele is nou maar net geskik. Ek wil gelees, het is nie op dat op waar staan nie, maar dis kom sit kom op. Ek weet ook nie. Dis deel van die moeilike deel, jy weet, mens weet nie altyd, ons doen so van tyd tot tyd meningspeilings, en daar kry ons 'n bietjie 'n idee, maar dit is moeilik, jy kry nie altyd spesifieke artikels of so iets nie. En onthou tog asseblief van my uitnodiging om vir ons 'n bietjie voorstelle te maak vir pryswenners, asseblief. Ons het nou groot jaar waar ons weer die lig en duisternispryse wil uitdeel, so dis ook 'n manier om terugvoer te gee. Sê hierdie artikel het vir my uitgestaan, ek wil hom graag nomineer. So ek het dit op die groepie gevra, op die predikante groepie, gaan kyk maar net, deel dit met die mense wat nie die inligting het nie. Wimpie? Ja, ek wil net hoor, is dit nog aanvaarbaar met 'n neutrale geslag hy te gebruik as jou kind vra hoe moet ek maak, sê vir hom, is daai nog aanvaarbaar of in plaas van hom en haar of hy? Ja, ek dink vir my is dit heeltemal aanvaarbaar. Ek hou nie van die sê vir hom, haar. Ek probeer dit vir my so ver as moontlik. Dit is vir my regtig lomp en ek hou nie daarvan nie, want die Nuwe Testament, die Bybel is vir ons ook tog 'n goeie maatstaf. Ek praat baie keer van broeders, maar impliseer ook susters. So is nie vir my 'n probleem om dit so te doen nie. Ek dink as jy dit kan vir my, probeer dit op 'n ander manier stel. Sê ja, dat jy nie die hy of hom of sê jy met meer vir dan werk. Dis die raad wat ons gewoonlik gee. ja, Dan ja. meer foutvorm. Maar dan kan jy ook nie sê as jou kind jou vra nie. Jy gaan sê as jou kinders jou vra, sê vir hulle. Ja. Ja. Nog 'n vraag? Goed, kom ons sluit af. Ek wil graag gou, dis net so 10 minute vir julle hierdie van Melanie speel. Sy het ook 'n bydraetjie opgeneem, is baie informeel, so maar geniet dit. Julle, ek is Melanie Langeveld, een van Lig en Duisternis Uitgewers se grafiese ontwerpers. En ek kuier sommer vandag saam met julle op die skerm. Ek wil graag met julle 'n paar praktiese wenke deel wat ons oor die jare agtergekom het skrywers mee sukkel. En dit is sommer dinge wat julle lewens en die proefleser se lewens en die grafiese ontwerper se lewens 'n bietjie makliker gaan maak. Ons begin sommer met die eerste een en dit is om die regte streepies te gebruik. Eerste een is 'n kleintjie, maar hy veroorsaak nogals redelik baie groot frustrasie en dit is die streepie van die as jy jou hand, jou regterhand 'n bakkie mee maak met die oopkant na links wys en dit is hoe die is 'n streepie moet lyk. Om dit te doen, druk jy Ctrl en 2 keer die aanhalingsteken, dan maak hy hom reg. Dit is op die sleutelbord is dit so die tweede knoppie links van die enter af. En dan kan jy hom regmaak. Dis een van die goeie wat regtig maklik is, jy moet net weet hoe. So, daar het jy hom. Die volgende belangrike streepie is die koppelteken teenoor die aandagstreep. 'n Koppelteken
is die kort streepie en 'n aandagstreepie is die lang streepie of dan nou die en-dash. En om die lang streepie te maak, hou jy Ctrl in en heel regs op jou sleutelbord by jou nommer, so 1 2 3, druk jy daai, dis eintlik seker maar 'n minus of 'n koppelteken, is net bo die plus, heel bo regs, so hou jy Ctrl in en jy druk daai minus of die koppelteken. En dan maak hy die lang streepie of die en-dash. Ek wil ook nou net vir julle sê, julle kansvatters, 2 koppeltekens maak nie 'n aandagstreep nie. Dit veroorsaak net moeilikheid vir ons in ons uitlegprogram. Ons volgende punt is redigeerspore. Nou dit is sekerlik die proeflesers se gunstelinge hulpmiddel. Dit is 'n eenvoudige manier vir skrywers en proeflesers om vir mekaar te wys watter voorstelle gemaak is. Ek gaan nou sommer hierso Dominee Johan se artikel vir die volgende boodskapper oopmaak. En al wat jy doen is jy gaan na review en jy sê track changes. So hierso sien ek daar sommer nou 'n vingerfoutjie. So ek stel hom reg. As jy dan nou hierso wil sê maar jy wil hier kommentaar lewer en iets vir die proefleser sê, kan jy kommentaar hier tik. Dan kan hulle nou jou antwoord en alles daar bymekaar. As jy dan nou teks wil byvoeg, en jy dit hierso en alles is mooi in rooi gemerk en almal weet presies wat gaan aan. Dit maak dinge net 'n bietjie makliker. Dan as jy klaar is met jou dokument, kan jy net sê byvoorbeeld accept all changes. En dan sê jy hierso nou maak. Want jy 'n skoon dokument en alles is aanvaar of al dan nou nie. Sy volgende punt is vergelyk verskillende weergawe van 'n dokument. Hierdie is nou 'n lekker ding om te doen as mens byvoorbeeld nie redigeerspore aangehad het nie en jy wil net weet wat is die nuutste dokument. So al wat jy dan doen is jy gaan na review en dan sê jy compare jy. So hierso sit jy die oorspronklike dokument in. Ek gaan nou weer Dominee Johan se vat. Hierdie is die oorspronklike dokument en hierdie is die dokument wat geredigeer is. Sy daar wat nou maar net 'n paar redigeerspore in. So hier kan jy nou presies sien in die hierso is Dominee Johan se oorspronklike teks en hierso is wat geproeflees is. Dan kan jy nou presies sien waar hulle wat verander. En wat lyk anders. So dis lekker as mens, veral as mens 'n dokument heen en weer stuur per e-pos en jy is onseker oor wat die finale dokument is, kan mens dan nogals op hierdie manier uitpleis wat is verander en wat het intussen bygekom. Op hierdie noot het ons regtig wat ons hier in die kantoor doen om verwarring te voorkom. Sodra ek byvoorbeeld in 'n dokument verander het, stoor ek hom as 'n nuwe weergawe. So ons het weergawe 1, weergawe 2, weergawe 3 en dan weet almal wat is die jongste weergawe want dit is een met die hoogste nommer. So ja, gebruik dit dalk self in op jou rekenaar. Dit maak net dat alles bietjie netjieser is. Kwaai. Toe. En dan kyk ons na words styles. So hier by ons gebruik ons die Adobe Suite en ons doen hoofsaaklik ons uitleg in InDesign en InDesign werk ook met styles en iets wat Word nou doen ook met die styles is dit maak die twee praat met mekaar en dit maak regtig net vir ons dinge makliker want jy kan alles gaan vervang. So hierso wil ek nou net 'n bietjie erkenning gee aan die persoon wat sekerlik die netjieste Word-dokumente vir ons stuur. En dink hy is daar vandag en dit is Prof Koos Adendorf. Prof Koos moet dalk 'n bietjie Prof se hand opsteek. As daar mense is wat vra het in die koffiebreek, dan kan hulle vir hom gaan vra hoe om styles te gebruik en hoe om jou dokument netjies te maak. So kom ek wys vir julle 'n bietjie. Ek gaan nou sommer sy dokument oopmaak. Dan wys ek julle nou net hoe mooi hy dit gedoen het en hoe hy styles gebruik het. So hierso kan mens sien vir sy opskrifte. Het hy nou byvoorbeeld heading 1 gebruik vir opskrif vlak 1. So opskrif vlak 1, opskrif vlak 2, daar sien mens, hy spring oor na 2 toe en hierso is dit 3. So as jy dit doen dan is al jou goeders dieselfde.
al jou vlak 1 opskrifte is dieselfde, vlak 2 is dieselfde, reg deur jou dokument. En hier is ook 'n regtig maklike manier om dan vir jou 'n inhoudsopgawe op te trek. En wat Word nou nogals lekker doen, jy kan selfs hierso dan nou net besluit ek soek nou 'n ander tipe styl en hy trek daai styl reg deur die dokument. En selfs nou op hierdie styl wat hy gebruik het, wil ek nou maar sê net maar die kleur verander. Ons vat hierdie ene wat mens dit lekker by kan sien. Ek wil nou die kleur verander en jy doen dit regtig maklik en dis netjies en dit lyk baie professioneel. Nou nie noodwendig pink nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. So dan ook net noem hierdie is iets wat jy meer sal doen vir 'n manuskrip, vir 'n artikel in die boodskapper is hierdie nie nodig nie, maar ja, maak dit mooi. Okay, hierdie ouetjie toe. Okay, dan is ons volgende punt om 'n PDF oop te maak in Word. Hierdie is nou eintlik regtig iets lekkers wat Word begin doen het. Veral as jy sê net maar jy het net 'n PDF van jou artikel, maar jy wil baie graag 'n paar veranderinge op hom. Dan kan jy nou 'n PDF, jy kies hom basies net en jy maak die PDF oop. So hierdie ene gooi jy nou 'n bietjie te mekaar want dit is 3 kolomme soos wat dit in die boodskapper is. Ekskuus het ek nou net hierdie afsit. Hierdie is 'n oulike ding, dan kan jy sien die spasies en waar jou enter is of enige vreemde goeters kan jy nou agterkom deur daai agterste voor om P. So hierso het jy nou weer 'n dokument wat regtig vir jou wat bruikbaar is en jy kan regtig 'n paar veranderinge daarin maak waar jy aan die begin nou net die PDF gehad het. So dis nie perfek nie, maar ek dink julle PDF lyk dalk 'n bietjie beter as ons 3 kolom ene, maar hierdie is baie oulik. En ek dink amper jy kan ook 'n dokument vat wat jy nie die teks kan selekteer nie, gaan jy ook so kan oop. So ek wys julle nou net gou weer, jy sê file, open, ek het nou die een oopgemaak wat hier op my rekenaar nog pas. Jy gaan na waar hy lê en jy maak hom oop en hy trek vir hom mooi in. Dan's hy. Dan noem ek vir julle net 'n paar algemene riglyne, punt 6. So iets wat nogals belangrik is as jy kolpunte of bullets gebruik, kies aan die begin wat jy in jou dokument gaan doen. So as jy byvoorbeeld kolpunte wil gebruik kolpunte. As jy nommers wil gebruik nommers, maar dan moet jy jou nommerstyl moet dieselfde wees. As jy 1, 1.1, 1.2, 1.3 gebruik, maak seker is dieselfde, moenie dan oorslaan na Romeinse syfers of enige so iets nie, want dan is jou dokument konsekwent. So dis die eintlike ding, hou jou dokument konsekwent. Dan wil ek julle wys, soms sal mense byvoorbeeld, kom ons gaan nou hier net weer daai dingetjie aansit. Mens die spasies en goed kan sien. In plaas daarvan om teks op te lyn, wil hulle so spasies insit. En dit mors net tyd en dan doen dit in elk geval uit. Also gebruik jy liniaal hierbo. En dan kan jy hom so intrek en alles regtig lekker en maklik oplyn. En as jy dokument netjies. 'n ander ding is 'n enter, daar's slegs 1 enter na 'n paragraaf en slegs 1 spasie na dubbelpunt. Ek weet dis 'n ding wat van stuk af kom, maar dit is nou ons doen dit nou nie meer so nie. Net na dubbelpunt 1 spasie. So die beste advies wat ek eintlik vir julle kan gee is eenvoud. Hou jou dokument eenvoudig, hou alles dieselfde, maak seker soos hierso nou die opskrifte is dieselfde, die kolpunte is dieselfde. 'n meer eenvoudige dokument maak regtig die eindproduk mooier want dit is maklik. Dit is regtig net eenvoudig. Dan wys ek laaste net gou vir julle om op 'n PDF kommentaar te lewer. Ek gaan hierso skoon. Okay. So as jy nou jou PDF oopmaak, gebruik nou weer vir meneer Marius Kreer. As jy 'n PDF oopmaak, dan gaan jy hierso na comment en gebruik asseblief hierdie, dan verlig jy net die woord en jy lewer kommentaar. Ekskuus. Jy lewer kommentaar. Hierso verlig jy en maar weer die hele woord dan lewer jy.
Iets wat ons nou wel vele wil vra om asseblief nie te doen nie, is om sticky notes te gebruik. Want as mens nou 'n sticky note daarop sit en jy sê vir hom maar verwyder is, dan moet ek eers die sticky note gaan afhaal om te kyk wat wil jy uithaal en dan maak dit net Adobe stadig. Dit maak die PDF net baie stadig. So gebruik asseblief hierdie verlig dingetjie wat jy net mee kan selekteer. Okay. Dit is dan dit vir ons riglyne en wenke. Ek wil vir julle sê baie dankie. As 'n reël stuur julle regtig vir ons baie netjiese dokumente en ons is baie dankbaar daarvoor. En as jy hierdie paar wenke volg, gaan jy regtig net jy gaan die grafiese ontwerpers in jou lewe en die proeflesers baie gelukkig maak en jy gaan 'n duidelike, netjiese, professionele dokument hê. En wie weet, met die volgende skryfskool is jy dalk die persoon wat ons sê, hierdie persoon het regtig net die netjiesste dokumente. Maar ons wil vir julle baie dankie sê, julle doen moeite en ons waardeer dat julle skryf, dit wys in die eindproduk. Hou asseblief aan skryf. Ons is opgewonde oor alles wat julle vir ons stuur. Ek wil net gou vir julle iets wys, anderster as die styles wat 'n mens kan gebruik om jou dokument netjies te maak. So hierdie is die publikasie wat ek aan gewerk het. Julle sal sien hier in die linkerkant kan ek nou baie maklik deur die dokument navigeer want al my opskrifte het ek op bepaalde vlakke gaan sit. En as jy dan op view klik hierbo en jy sit jou navigation pane aan, dan gooi hy hierdie vir jou op. So as jy met lang dokumente werk, help dit vir jou om vinnig te navigeer tussenin. Nou dit is ook 'n eenvoudige manier om daarmee te werk. So as jy sê nou maar by 'n opskrif kom en ek wil hê hy moet wys aan die linkerkant, so jy gaan nou vlakke hê, hy gaan hom indent soos wat jy die vlakke wys, gaan hy en jy kan op so 'n manier ook jou inhoudsopgawe optrek. Dan gaan jy bloot by die home en jy gaan na paragraaf toe. En dan kies jy hier die vlak, outline level. As jy net body text, dan gaan hy hom glad nie daar wys nie, maar as jy die vlakke begin kies, dan skuif hy hulle in. Hy indent hulle vir jou so na binnekant toe. En op dieselfde plek wil ek dan ook vir julle wys, kyk na jou spasiering. Maak seker in 'n dokument dat jou spasiering hier gestel is op 0. Want baie keer is ouens se spasiering na die enter gestel op 8. So as jy een keer enter druk, dan lyk dit soos 2 spasies, maar dis eintlik net 1 spasie. En as ek die dokument skoon maak, dan is die paragrawe so teen mekaar. Dan moet ek nou eers weer die enters gaan insit. Wat verkies julle wat die opskrifte betref? Die eerste vlak net selfde grootte font donker of tweede vlak skuins gedruk? Wat? Nee, wat ons is nie, kyk onthou by die uitleg. Baie ouens vra ook vir ons wat 'n skriftipe, wat 'n grootte, daai tipe van goed. Nee, jy kan enige skriftipe gebruik, enige grootte skryf, want ons trek dit in ons styl, formate ensovoorts. Al wat ek net vra is, wees net konsekwent met jou opskrifte. So, hoe bepaal jy jou vlakke? Gewoonlik, as jy met nommers werk, is dit baie maklik. Punt 1 is vlak 1. 1.1, vlak 2. 1.1.1, vlak 3. Nee, so dis jou vlakke van opskrifte. Hou dit net in gedagte. Maar partykeer sal jy 'n opskrif hê en jy wil onder hom 'n paar goed noem, maar jy wil hulle nie noodwendig spesifieke vlakke maak nie. Dan gebruik ek partykeer net kursief. Maak jy opskrifte dan daarvan af kursief. Dis amper soos bullets, maar ek sit nie bullets in hier, so gebruik net kursief. Smaak, stou voorkeur.